Ek is 'n bietjie hees, maar dis alright. Sal deur dit kom. Nuwe jaar, nuwe uitdagings, nuwe begeertes. Is wel altyd vir my interessant hoe ons 'n nuwe jaar begin. En nuwe jaar voornemens en wat ek beter gaan doen en wat ook al. So vandag wil ek nie regtig preek nie, ek wil met u praat meer as enigiets. En kom ek vra u van die begin af. Wie het al ooit 'n boodskap oor geloof gehoor? Daar's 3. Hoeveel het al ooit 'n boodskap van geloof gehoor? Almal. Hoeveel het al 10 boodskappe van geloof gehoor? Ja, 10. 50? Ja, 100? Ja, so dit wat ek vir u gaan sê, ken u. Ek gaan nie onkant vang nie. Dis alles goed wat u weet. Ek gaan nie vir u vandag vir iets sê wat u nie ken nie. Maar ek gaan u uitdaag om te sien hoe effektief is die geloof. Is belangrik dat ons geloof effektief is. Dat ons geloof werk. En ek weet dit vir myself. Die probleem is nie by God nie. Hy het alles klaar vir my gedoen. Die Bybel sê vir my, hy het nie Jesus teruggehou nie, maar hy het hom vir my oorgelewer. Hoekom sal hy nie nou saam met hom ook vir my alle ander dinge skenk nie? So wanneer ek na my eie lewe kyk, en ek kyk na geloof, en ek vra myself, werk my geloof? Ek wonder vandag as Jesus moet inloop, en hy is saam met ons, ek weet hy is, maar as hy by elkeen moet stilstaan vandag en vir jou vra, as hy vir jou moet sê, laat dit wees volgens jou geloof. Hoe sal jy doen? Hoe sal ek doen? In alle aspekte, en veral in die begin, so vir jou familie, wat verwag jy? Vir jou werk, vir jou besigheid, wat verwag jy? En laas jaar het ek daaroor gepraat, 'n bietjie van hoe om jou gedagtes reg te kry, maar ook jou spraak reg te kry. Vandag wil ons dit net so 'n stappietjie ekstra vat. En praat oor hoe kry jy jou geloof om te werk? Dat wanneer Jesus by my kom en hy sê vir my, Johan, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En ek sien dit reg deur die skrif, dat dit is wat hy vir mense sê. Hy sê nie vir mense, laat dit wees volgens my geloof nie. Laat dit vir jou wees volgens wat jy glo. En veral wanneer jy kom by die Romeinse leier, wat se slaaf siek is, en hy kom by Jesus en hy sê vir hom, my slaaf is siek, en Jesus sê, okay, ek sal na jou huis toe kom. Hy sê, nee, jy hoef nie na my huis toe te kom nie, spreek net die woord, en dit sal vir my genoeg wees. En Jesus draai na almal om hom, hy sê, hy's verstom. Hy sê, ek het nêrens het ek ooit so geloof in Israel gevind nie. En hy sê vir die man, hy sê vir hom, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En reg deur die Bybel, wanneer hy wonderwerke doen, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Geloof is 'n kardinale belang van elke een wat geestelik wandel saam met God. Want ons weet wat Hebreërs 11:6 sê. Wie weet, wie wil met my deel? Baie bekende vers. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dis 'n harde skrif. En ek en jy kan vandag sê, maar ek is nie sonder geloof nie, en jy's reg. Ons sal in Romeine nou lees, jy's nie sonder geloof nie. Aan almal is 'n maat van geloof gedeel. Maar jy kan 'n maat hê. Kom ek sê vir jou vandag, kom ons gaan mielies plant. En ek gee vir jou 'n sak saad om mielies te plant. En jy vat die sak huis toe en jy sit dit agter in jou kamer waar jy dit hou, en dis wat dit is. Terwyl dit daar is in saadvorm, is dit net saad. Dit kan geen oes oplewer nie. En baie keer is dit so met ons geloof. Ons het baie saad, ons praat al die regte dinge, ons sê al die regte dinge, maar glo ons werklik dit wat ons sê? Is daar ooreenstemming met jou kop of jou hart en wat jy sê? En ons weet, toe ek en jy tot redding gekom het, ek weet nie hoe het u tot bekering gekom nie, of tot die Here gekom nie. Vir my, ek het in 'n kerk ingeloop, daar was iemand wat gepraat het, hy het 'n uitnodiging gegee, en gesê, wil enige iemand Jesus aanneem? My lewe was in 'n toestand, ek het groot hulp nodig gehad, en ek het vorentoe gegaan, en ek het daar gekniel. En wanneer ek sê my lewe was in 'n toestand, dit was regtig so. Maar ek het my knie gebuig,
En ek het 'n gebed gesê en ek het gesê, Here, vergewe my my sondes, kom asseblief in my hart in. En ek het opgestaan en ek het teruggeloop en die oomblik toe ek dit doen, toe sê die Bybel, toe word ek 'n nuwe skepping. Iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Dit was nie 'n verbetering op wie ek was nie. Dit was iets splinterniets. Kyk, ek het dit nie geweet nie, nê. En niemand het my regtig mooi geleer wat het eintlik gebeur nie. Al wat hulle my geleer het is jy moet nou ophou vloek en jy moet nou ophou skel, jy moet nou ophou drink, jy moet nou ophou rook en jy moet nou ophou so praat en so praat. En ek het hard probeer. Ek het regtig. Maar die oomblik toe ek terugloop en sit, wat het verander? Hoekom? Van daai oomblik af het ek geglo ek is 'n kind van God en my leefstyl het begin verander omdat dit wat ek geglo het. Ek het geglo ek moet nou beter wees, ek het geglo ek moet nou heilig wees, ek moet nou glo ek moet die geregtigheid van God wees. Al daai dinge het ek geglo. Was ek dit? Nee, maar my geloof het my gehelp om te weet die dag toe ek Jesus aanneem, is ek 'n kind van God geword en van daar af is ek op hierdie reistog met my geloof. En baie keer vorentoe, paar tree agtertoe, die kant toe, daai kant toe, nie altyd seker nie. Maar een ding het ek geweet, ek was 'n kind van God. Hoe? Hoe het ek geweet, 'n straal in die hemel op my neergedaal? Nee, niks nie. Ek het vorentoe gekom, vergewe my my sonde, kom asseblief in my lewe in. En hy het ingeloop en ek het teruggegaan en gaan sit en jy kom my gevra het enigiets verander? Wat voel jy? Voel jy iets? Nee. Voel jy anders? Nee. Voel jy? Nee. Maar ek het geglo. Ons almal het. Anders sal jy nie hier sit nie. As dit vir ons gewerk het toe ons tot bekering gekom het, dat ons in ons hart geglo het en met ons mond bely het, dat Jesus Christus ons God is, en hy trek in my lewe in. Hoekom het ons opgehou om dieselfde ding te doen in ons gewone lewe van daar af? Hoekom werk geloof vir baie gelowiges nie? Ons is gelowiges, ons sê dit, ons glo. My vraag is net, wat glo ons? Glo ons werklik? Want as God vir my sê, ek het klaar alles vir jou gedoen, alles is daar vir jou. En hy sê vir my in sy woord, dat sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. Is daar enigiemand wat God wil behaag? Net ek? Daar's 'n paar. Almal wil God behaag, dink ek. Hier, wanneer God die Vader praat met sy seun Jesus en die stem kom uit die hemel uit, dan sê hy, dit is my seun in wie ek welbehaag het. So dit is vir God belangrik dat hy welbehaag het. Dit verander nie sy liefde vir my en vir jou nie. Ons verstaan dit, né? God het jou lief. Of jy nou welbehaaglik is op die dag of nie. Hy het jou lief. Ons weet dit. Ons het kinders. Jy het altyd jou kinders lief, maar daar's tye wat jou kinders nie vir jou welbehaaglik is nie. Is dit waar? Dit is nou nie. Ons verstaan dit. En die God die Vader hy het 'n welbehaag in Jesus Christus. Hoekom? Omdat hy die seun van God is? Of omdat hy in geloof wandel in dit wat hy voorgestuur was en God ten volle vertrou het? Want hy sê, ek doen nie enige ding wat ek nie die Vader sien doen nie. Ek sê nie enige iets wat ek nie die Vader hoor sê nie. As dit vir hom gewerk het, ek wonder of dit vir my en jou sal werk. As ons net glo wat die Vader van ons sê, en ons net sê wat die Vader van ons sê, of ons welbehaaglik aan God sal wees. Want sonder geloof, sê die Bybel, is dit onmoontlik. Daar's nie 'n kans nie, dis nie 'n 10%, 20% nie. Die Bybel sê dis onmoontlik om God te behaag. Hoekom? Want hulle wat na hom toe kom, so wie moet na hom toe kom? Ons. Jy vat die stap. Hulle wat na hom toe kom, moet glo dat hy is. Toe God aan Moses verskyn en Moses die Israeliete gaan uitlei, en God sê vir Moses vra, wie is u? Wat sê God vir hom? Ek is. Nou vind jy in Hebreërs, sê God vir my en vir jou, jy moet glo dat ek is. Daai selfde een wat aan Moses verskyn het, ek is dieselfde een wat jy moet glo, ek is. Ek is wat? Ek is alles wat jy nodig het. Ek is alles wat jy gaan nodig hê. Ek is. Jy moet glo dat ek is.
En dat wat saamgaan, jy moet glo dat ek 'n beloner is vir die wat my soek. Nie vir die wat sit en wag en die Here sal nie, eendag gaan hy nie, ek wag net vir die Here, ek wag op die Here nie. Dis nie wat die Bybel sê nie, vir hom wat my soek. Is nie wegkruipertjie nie, is nie asof hy homself wegsteek nie, maar daar's 'n begeerte in my en jou hart om wel behaaglik aan God te wees, en omdat ons daai begeerte is, gaan ons agter hom aan en glo ons wat sy woord van ons vir ons sê, en glo ons wat hy reeds gedoen het, en moet daar 'n aksie van my af wees. Mense moet by my gedrag op 'n daaglikse basis kan sien, wat glo ek? Ons hoor die gesegde, né? Dat die wêreld daar buite sal nooit die Bybel lees nie, maar hulle sal jou lees. En hoe lees jy? Hoe lees ek? Wanneer dit kom by geloof, is ons gelowiges? Is ons geloof besig om te werk? Want die Bybel sê, ek moet dit hê. En kom ek lees 'n bietjie skrif voor hy sê, hy het nou nie Bybel gelees nie. Hy gaan bietjie Bybel lees. iPad so bietjie laag op krag, maar dis okay, ons sal deur dit kom. Kom ek begin vir julle sê, 2 Korintiërs 13 vers 5. Nou Paulus skryf oor 'n spesifieke ding, maar daar's 'n stukkie in daai gedeelte wat ek en jy kan vat, wat ons sal help. Want dit is belangrik, veral in 2025 waar ons ingaan. Dit is belangrik dat jy weet waar jou geloof is. Wat glo jy? Wat sê jy? Wat doen jy omdat jy glo wat jy sê? Hoe lyk dit? En hy sê vir ons in 2 Korintiërs 13:5, ondersoek julleself of julle in geloof is. Ondersoek jouself, kyk na jouself oor hierdie situasie, of wat ook al die omstandigheid mag wees, is ek in geloof oor die omstandigheid? Belangrik, stel julleself op die proef. Voor jy net praat, voor jy net sê, voor jy net dinge doen, kyk na jouself. Ondersoek jouself, is ek in geloof? As ek nie in geloof is nie, hoe kry ek myself in geloof? Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Ek moet myself oplyn met wat God sê, wat God se woord sê. Dis ons wapenrusting, dit is ons wapens, is nie vleeslik nie, maar magtig in God om wat te doen? Om vestings neer te werp, om gedagtes gevange te neem tot wat? Gehoorsaamheid aan Christus. Om die gedagte gevange te neem, om saam te stem met wat God sê van my en van jou. Dis die belangrikste werk wat ek en jy hierdie jaar kan doen, is om saam te begin stem met wat God van my en van jou sê. En dit te begin uitlewe deur my geloof, wat aktief is, dat wanneer God vir my sê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof, is daar 'n opgewondenheid in my, en nie 'n teleurstelling, en so, ek weet nie of ek geloof het vir dit nie, of ek weet nie of ek kan glo vir dit nie. Want baie mense sal dink, ja, maar hy's 'n pastoor, of hy's 'n dominee, of hy's dit, hy het meer geloof as ek. Ek glo nie dit nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. As hy aannemer van persoon is, daar's definitief verskillende gawes. Maar aan elkeen, kom ek lees vir u wil graag seker hoor, Romeine 12 vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Soos God dit aan elkeen. Moenie dink ek is beter in geloof as jy nie. Dis wat hy sê. Moenie jouself hoër ag as in geloof as ek nie. Al wat gebeur het, is my geloof is dalk 'n bietjie meer ontwikkel. Ek het die tyd gevat om my geloof te laat groei. Ek het die saad gevat en ek het dit begin plant. Ek het begin spreek oor daai saad. Ek het begin die eindproduk sien lank voor dit gekom het. Ek het begin die geestelike wette van God se woord te vat, selfde as wat God werk. Ek en jy is van God afgestam. Jy's presies soos hy werk, so werk jy. Jy moet mooi luister. Ons is gees, God is gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So hulle wat, those that are joined to the Lord, ken jy die Afrikaans nie? Vergeef die Engels, are what? Are one spirit with him.
Dis nie sy gees en my gees nie, en nou, dis een gees, is soos koffie maak. Jy sit daai koffie in die water, en jy meng hom, as jy hom gemeng het, en ek sê vir jou, asseblief breek dit op, jy kan nie. Dis nuwe skepping. Dis nuwe skepping wat glo wat die woord van God sê. En weet dat hy wat beloof het, sal doen dit wat hy gesê het hy sal doen. En om ten volle oortuig te wees in jou hart, is waartoe ek en jy moet kom. Is ek en jy ten volle oortuig? Baie keer vind ek, ons is nie ten volle oortuig nie. Ons lewe in hoop en nie in geloof nie. Ek hoop dit sal beter gaan. Ek hoop dit gaan dit. Hoop is nie wat jy soek nie. Geloof is wat jy soek. Want sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. Ek wil hom behaag. Ek wil hierdie geloof hê, hierdie maat van geloof wat hy reeds vir ons almal gegee het. Ek wil dit ontwikkel sodat my geloof werk. Dat wanneer ek bid, gebeur daar iets. Wanneer ek bid, verander omstandighede. Omdat ek iets is? Nee, omdat hy in my alles is en alles gedoen het wat ek nodig het. En ek het gesê, ek gaan nie preek nie, nee. Ons gaan net praat. Wanneer die gees van die lewende God in jou bly, en die geloof van God begin uit jou uitborrel. Vriend, dis 'n avontuur. Hierdie lewe is nie net 'n stryd nie. Jy gaan stryd op stryd hê, maar jy gaan oor alles oorwin. Many, een van my ongunstelinge verse. Many are the afflictions of the righteous. Hoeveel? Many are the afflictions of the righteous. Is daar enige righteous hierso? Daar's twee. Niemand wil antwoord righteous daarop, daai ene nie. Ons is almal maar 'n bietjie skrikkerig. Ek wil nie sê ek is righteous, want baie is die afflictions of the righteous. But the buts of God. But he leads me out of them all. Sodat wanneer ek uitkom, het ek sterker. Ek sê baie keer vir mense, die laaste 3-4 maande van laas jaar was van die moeilikste van my lewe. Maar ek is 'n ander mens omdat ek deurgegaan het, omdat ek aan die ander kant uitgekom het. Ek weet meer van myself as wat ek ooit geweet het. Want dit is reg in die middel van daai gedruk en geperk, en mense sê so, en die wêreld druk, en almal wil hê jy moet 'n sekere manier reageer, en jy weier om te reageer, jy weier om kwaad te wees, jy weier om te vrees, jy staan op die woord van God, want jy weet jou geloof jy wil hê jou geloof moet werk. Dis belangrik dat ons dit doen. Ek hou wat Paulus skryf vir die Galasiërs. Galasiërs 3, onverstandige Galasiërs, weet julle betower, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, onder julle gekruisig. Dit alleen, dis die enigste ding wat ek wil weet, sê hy, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke, hoofletter Gees, die Heilige Gees, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van geloof? Ek en jy moet antwoord. Hoe het jy die Gees ontvang? Dis dit deur die wette te onderhou en alles reg te wees, of omdat jy geglo het? Dis wat hy vra. Die Engels sê dit 'n bietjie duideliker. Or the hearing of faith. The hearing of faith. Hoor God geloof by jou. Hoor hy geloof. Want dit is op die gehoor van die geloof wat hy beweeg. Wat dinge gebeur. Jy kan dit nie net dink nie. Jy moet dit praat. Selfs toe jy hom aanneem, in jou hart het jy besluit, ek gaan hom aanneem, met my mond het ek bely. Wat sê ek oor die omstandigheid, of die situasie, of 2025, of my familie, of my gesondheid, of my finansies, wat ook al. Wat sê ek en jy? Wat glo ek en jy? En is jy bereid om ten volle oortuig te wees dat dit wat jy glo gaan gebeur, ten spyte van wat almal om jou sê? Dis te groot, jy dit voorheen probeer. Moenie dit weer probeer nie. Jy het mos nou, is dit nou die 3de of 4de keer wat jy daai besigheid probeer en al die stories. Ons gaan nie help vandag. Die Heilige Gees sal help. Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. En dis wat met ons gebeur. Ons staat met die Gees.
Ons word op, soos nou vandag, ek praat met u, daar gebeur iets aan die binnekant. Terwyl ek met u praat, weet ek weet, ek ken die Heilige Gees, dan gebeur iets, jy voel, begin in die maag, jy voel, iets begin te draai, iets begin gebeur. Hierdie ou praat met my, en ek weet, God is besig om met my te praat. Ek weet dit, jy kan dit voel. Daar's iets wat met jou gebeur. Of jy nou kwaad raak, of jy nou onstuimig raak, of jy nou bly raak, en maak nie saak, maar jy gaan iets raak. Want dis die Gees van God. Dis lewend. Die woord van God word lewend en kragtig. So nou sit hy, nou sê hy vir my, nou hoor jy hierdie boodskap, Johan, en jy gaan daar uit, en jy begin in die Gees, en jy sê, hierdie jaar is my jaar van voorspoed. En nou is dit 'n vloekwoord, want God wil ons nie voorspoedig hê nie. Hy wil jou voorspoedig hê. Net nie na die mate wat baie van die kerke daar buite leer nie. Voorspoedig in alle areas van jou lewe. Hy het betaal vir dit. Dis jou reg, absoluut. Nou loop ek uit. Vir hierdie jaar is my beste jaar, ek gaan voorspoedig wees en whatever. En ek kom uit en iemand het al my tyres afgeblaas. En 'n inhou het 'n duik in my kar gery van die ander kant af. Waar is my voorspoed? Nou ewe skielik gaan ek na my vlees toe. Hoe gaan ek nou betaal? Ek het geweet ek moes nie God geglo het nie. Ons begin in die Gees, maar ons eindig op in die vlees weens die omstandighede wat kom en die wind uit jou seile uithaal. Sodra jy die woord van God hoor en hy beteken vir jou enige iets, wat sê die Bybel? Hoe lank vat dit die vyand om by jou uit te kom? Wat sê die Bybel? Onmiddellik, Tash. Onmiddellik is hy daar om wat? Om my saad te vat. Soos ek met u praat, staan hy onmiddellik by om die saad te vat, voor dit kan wortel skiet, en u kan groei, en u kan begin vrugte oplewer, 30-fout, 60-fout, 100-fout. Voor enige iets, hy staan by. Daarom moet ek en jy, wanneer ons daai saad ontvang, hy woord ontvang, sit ons om in ons hart, ons bære hom, en ons sê, Here, beskerm die woord, wat ek vandag hoor. Hy wat julle dan die Gees verleen, en kragte onder julle werk. Doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die hoor of die prediking van geloof? Die wonderwerke wat God in hierdie gemeente of hierdie groepie van ons sal doen, is dit omdat ons so reg is, en so wetlik is, en so absoluut 100% is, dan werk hy. Of gaan dit wees omdat hy geloof gaan hoor uit my en jou stem uit? Ek wonder. Ek weet wat se kant toe ek leun, want ek ken myself. Ek praat eerder wat hy sê, as wat ek probeer uitwerk wie ek is in myself. In my vlees sê die Bybel leef daar wat? Niks goeds nie. Niks. Hulle wat na die vlees wandel, kan God nie behaag nie. Waar het jy dit voorheen gehoor? Waar het jy gehoor behaag en behaag? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hulle wat in die vlees wandel, kan God nie behaag nie. So wanneer ek in die vlees wandel, raai wat het ek nie? Ek het nie geloof nie. Wanneer ek so bewus word van my omstandighede en dit so groot maak, bo wat my God sê en wie hy is en die karakter van wie hy is. Ek lig dit bo God. Ons sing vandag, ek het geen ander God nie, daar's geen ander iemand bo u nie, tot die omstandigheid kom en die omstandigheid my oorweldig en ek lig daai omstandigheid bo die karakter van God en wie hy is en ek verloor my geloof en ek val terug waar ek in die Gees begin het, is ek nou in die vlees en my geloof werk nie. En nou raak ek frustreerd met wie? Met God. Raak kwaad. Ek het gedink hy gaan hy sal daai. Dis belangrik. God gaan dit doen volgens sy Gees. En hy gaan dit doen volgens die hoor van geloof. Wanneer hy die mense hoor sê, ons verwag God. Elke keer wat ons by mekaar kom, ek loop in met 'n verwagting. Ek kom nie my battery te charge om beter te wees daar buite nie. Wanneer ek hier inkom, het ek 'n psalm, het ek 'n lofprysing, het ek iets wat God vir my gedoen het, is ek bereid om op te staan en sê, hey broers en susters, hoor wat die Here vir my gedoen het. En daar staan iemand op, en daar staan iemand, ek wil 'n lied sing, en daar staan iemand op en klap hulle hande. Want hoekom? Want ons is so opgewonde oor hierdie God wat ons dien, dat wanneer ons by mekaar kom, hoor God die geloof. En wat gebeur wanneer jy dit doen? You create an environment for the presence of God. Ek gaan net praat, ek gaan nie preek nie. Net soos Abraham in God geglo het
en dit hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Wat maak jou kind van Abraham? Geloof. Abraham het God geglo, en dit was hom tot geregtigheid gereken. Nie die feit dat hy geregtig was nie. Hy was nie geregtig nie. Maar God het met hom gepraat. En God het vir hom gesê wie hy is. En hy het gesê, ek gaan vir jou, kom bietjie uit jou tent uit, kom kyk na hierdie sterre. Sien jy daai sterre, so gaan ek jou nageslag maak. En die Bybel sê, hy het God geglo. Ek weet, daar was tye daarna wat jy kon sien. Even Sarah was sy uitgelag het. Sy het God uitgelag, omdat sy gedink het, dit is nie moontlik nie. Maar ek kry 'n punt waar Abraham 'n switch gemaak het, waar hy nie meer na sy die sterflike liggaam gekyk nie, of nie die dooie gedeeltes van Sarah, wat kinders voortbring nie. Hy was nie beweeg deur dit wat hy in die sigbare gesien het nie, maar hy het geglo dit wat God gesê het. Hoe lank het hy gewag vir die belofte? 75 toe God die belofte maak, hoe lank wag hy tot die belofte kom? Vir die wat saam speel, 25 jaar. Hoe lank wag jy? Hoe lank wag ek? Terwyl ek elke dag sien hoe my liggaam, elke dag is daar 'n sigbare teken dat my geloof is nie is hierdie God werklik? Tot soveel so dat ek in my eie vlees, ek begin in die gees, ek val terug in die vlees en ek maak my eie plan. Ag, laat Ismael mag lewe. Laat die vlees mag lewe. Laat my manier mag lewe. En kyk die probleme wat ons in die wêreld het nou. Oor 'n vlees wat gelewe het, terwyl God iets deur die gees wou doen. Ek wonder of in ons gedagtes, of ons, as jy Sarah is, en ek sê vir jou, Natasha, die Here sê hy gaan vir ons 'n kind gee. Ek wonder of sy gaan en begin ek weet vir ons kleinseun, né? Toe ons hoor ons dit gaan kleinseun hê, toe moet ons nou 'n kamer hê vir die kleinseun. Hy bly nie by ons nie, hy bly ja. Maar ons moet 'n change table hê vir hom, né? En jy moet doeke hê. En hy moet sy eie stroller hê, en hy moet sy eie dit hê, en hy moet sy eie... En ek sê, my vrou, dis nie eens ons kind nie. Maar die realiteit is, jy maak ruimte vir dit wat jy verwag. God roep die einde van die begin. Vriend, ek en jy kan nie anders te werk nie. Ons kan nie anders te dink nie. Jy kan nie dink van die plek waar jy staan nie. Jy moet dink van die ek sien dit oor en oor en oor. Hierdie laaste maand sien ek die wonderwerkende krag van God in mense se lewens. Waar ek fisies voel, ek wil na die persoon toe loop en hom gryp en hom skud en vir hom sê, wat is fout met jou? Kom net by, kom net reg. En dis my vlees. En in my gees voel ek net die Here sê, bid net, wees net kalm, wees net rustig. En ek wil nie kalm wees nie. Ek wil nie kalm wees nie. Want hulle is besig om my te vererg. Hulle is alles besig om alles verkeerd te doen. En jy sien dit, en jy sien die eie sinnigheid, en jy sien die selfmens, en jy wonder jouself, hoe kan, Here, ek kan nie net bystaan en laat dit gebeur nie. En wanneer ek my oë toemaak, wat sien ek? Ek sien die bekleierery, ek sien nie, of sien ek twee mense wat mekaar se hande vashou en sê ons is een in die Here. Die Here het ons herstel. Die Here het ons nuut gemaak. Ons is weer reg. Ons gaan 100%. Tot jy dit sien, gaan jy nie die omstandigheid verander nie. God gaan nie deur jou geloof kan werk nie. Terwyl ek en jy die probleem vergroot. Wat sê hy vir my en vir jou? Wat doen geloof? As jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en jy twyfel nie in jou hart nie, maar jy glo dit wat jy sê gaan gebeur, gaan jy kry wat? Net wat jy sê. Jy wil nie die probleem vergroot nie. Wat ek en jy wil vergroot is ons geloof. En wat sê ons om die omstandigheid? Ek gaan probeer vinniger maak, maar nie regtig nie. Ons is okay, nou julle is okay? Almal okay? As jy nie okay is nie, maak so, dan weet ek, okay, zip it up, wrap it up. My vrou sal gewoonlik vir my, alright, let's do it, let's roll it up.
Jakobus 3 gee vir ons 'n bietjie insig. En hy sê vir ons in vers 14. Hy sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Jy kan al die regte goed sê, maar totdat jy iets doen, totdat ek kan sien wat jy doen, omdat jy glo wat jy glo, beteken geloof regtig niks. Dis maar net 'n gesegde, dis maar net iets wat jy sê. En dan sê hy vir ons, as daar nou 'n broeder of suster naak is en aan daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede broer, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat die liggaam nodig het nie, wat baat dit? En dis hoe ons geloof baie keer werk. Ek bid vir jou broer. Moenie worry nie, ek bid vir jou broer. En dan bid ons nie regtig vir hulle nie. Ons sê maar net so, want dit is die regte ding om te sê. Mag die Here ons help dat ons werklike disippels van Jesus sal wees. Dat wanneer ek vir jou sê, ek bid vir jou, dan bid ek vir jou. Dis belangrik. Belangrik dat ons mekaar kan dra. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duiwels doen dieselfde. Hulle glo dit ook en hulle sidder. Miskien moet ek en jy bietjie sidder omdat ons weet God is een. Die heiligheid van God, ons gaan 'n hele reeks doen oor die heiligheid van God. Ek glo in my hart, God is besig om sy gemeente reg te kry vir die terugkoms van die bruidegom. En sy bruid moet heilig wees. En sonder vlek, en sonder rimpel. Die kerk moet gereed wees vir God wat terugkom. En ons gaan daaroor praat, en hoe om in heiligheid te lewe. Maar hier sê hy nou vir my en vir jou, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Wat het ons gesê, hoe het Abraham geregverdig? Deur God te glo. Hoe kry hy, van die oomblik wat hy God geglo het, hoe kry hy om daai geloof uitwerking te gee? 25 jaar wag ek vir die belofte, hier is die belofte, dankie Here, U is so amazing, en die Here sê, okay, gaan slag nou die belofte. Teen daai tyd is my geloof so oortuig, dat al sny ek Isak in 120 stukke, gaan God hom weer by mekaar sit. Want God het gesê, in Isak sal jou nageslag geseën wees. Het ek en jy tot 'n plek gekom, dat al vat hy jou droom en hy smash hom en hy sny op in 40.000 stukke, is jy nog steeds bereid om te weet? Hy het gesê, hy het my beloof. God het gesê. Of rol ek en jy, gaan ons in die vlees in, ja, miskien het ek nie reg gehoor nie, miskien is nie sy wil nie, is nou al 3 jaar, is nou al 3 minute wat ek wag. Ek weet nie hoe lank gaan dit vat nie. Vriend, ek en jy het 'n amazing geleentheid om in geloof te lewe in die 2025. Ek en jy het vandag 'n geleentheid. Hier is 'n oomblik in tyd. Ek kan nie vir u verduidelik hoe kosbaar sien ek oomblikke in tyd nie. Hoe belangrik is hierdie oomblik? Hierdie oomblik is die enigste oomblik wat ek glo jy werklik het. Niemand het ons eers later beloof nie. Ons het nou. Nou, geloof. Wanneer die Bybel praat oor geloof, sê hy, now faith is. Wanneer is faith? Now. Jy het nou geloof vir hierdie oomblik. Jy het nou geloof om hierdie boodskap te vat. Jy het nou geloof om 'n besluit te neem, ek gaan my geloof 'n volgende stap vat. Ek gaan begin sê, en ek gaan begin doen, en ek gaan begin laat my werke, my hande, en dit wat ek glo, almal kan sien. Hy glo dit. Hy glo wat hy sê. Hy's nie net 'n ja-broer nie. Abraham het geen twyfel gehad om Isak te gaan slag nie. Hy het nie gesê, ag Here, maar ek het nou 25 jaar gewag, en nou gaan jy dit nie, en wat gaan nou van my word, as daai droom dood is? Die Bybel sê, hy het nie getwyfel nie. Hy het nie getwyfel aan die beloftes van God nie, maar hy het geglo dat hy wat beloof het, is regverdig en hy sal doen dit wat hy gesê het. Ten volle oortuig. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?
En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hier is iets wat elke een van ons wil hoor, en hy is 'n vriend van God genoem. Welbehaglike vriend van God, want ek glo wat hy sê, en ek doen dit wat hy sê. Wat 'n wonderlike skrif. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Hulle noem baie van waarin ek betrokke was, name it, claim it, whatever. Totdat ek en jy 'n ooreenstemming kan kry met my hart en met my mond en wat ek doen, sal my geloof nie werk nie. Daar's glimpses, daar's tye wat die Here is net, hy's net nice. Hy's net nice met ons en hy kyk oor ons en hy help ons. Daar is 'n skrif wat sê, as Jesus kom en oor die aarde kyk, sal hy wat op die aarde vind? Genade, liefde, sal hy geloof vind. As hy by jou huis stop vandag, gaan God geloof vind? Of gaan God by ons huis stop en iemand wat wankel? Nie seker is nie. Ek dink hy wil, ek is nie seker nie. Dit is so belangrik dat ons prakties raak met die God wat ons dien en die dinge wat ons doen. En baie mense sal vir my vra, so wat doen jy? Ek het so 'n boekie, ek weet nie of jy, almal het hom seker al gesien, Key Scriptures, of so 'n boekie wat klomp skrifte in het. En dan begin hy van A tot by Z. So jy het, onder A het jy anxiety, en dan onder F fear, en enige ding wat jy aan kan dink, soos bones, en wat ook al. En onder elke hoofstukkie, soos kom ons sê, vat anger, het hy 4 of 5 skriffies. En wanneer jy die skriffies vat en met die Heilige Gees sit en net deurlees, en jy lees deur, sal daar een vir jou uitstaan. Daar sal een wees wat vir jou is. Jy sal dit weet. Ek sê nou, gaan try net, humor my. Daar sal een wees wat jy van hou, wat jy sê, dit spreek tot my. Highlight daai een. Van die 3 areas in jou lewe vandag, wat jy verandering wil sien, wat jy geloof in werking wil sien. En skryf die dinge neer wat jy wil hê. En sê vir wat voel jy is besig om jou terug te hou. En jy kan op die internet gaan. Kyk net op scriptures against fear, of scriptures against this, of scriptures of provision, of scriptures of healing, wat ook al. Dis alles beskikbaar. Maar ons vat nie die tyd om God se woord te vat en 'n belofte te vat en te sê, dit is my gesondheid. Die Here sê, deur die wonde van Jesus is daar vir my genesing gekom. Die Here sê, die en die en die, dit is my skrif waarop ek staan. Dat wanneer jy my vra, so Johan, wat dink jy oor jou gesondheid hierdie jaar? Dan sê ek vir jou, wat sê die woord van God? En ek bou dit in my lyf, en dis wat ek praat. O, jy lyk 'n bietjie under the weather. Jou oë is 'n bietjie die, en jou dit, en ek sien jy huppel so 'n bietjie met die heup. Ja, ek sukkel met al daai. Maar wat sê ek? Dis belangrik, vriend. Kom ek lees vir jou laaste skrif en maak ek klaar. Jakobus 1 vers 8. As iemand van julle wysheid kort kom, ons almal ken die skrif. Laat hom dit van God bid. Luister God se karakter. Luister wat goed doen God. Wat aan almal. Aan hoeveel? Net die spesiale klomp. Wat aan almal? Wat aan almal eenvoudig gee. Hoe gee hy? Dis nie complicated nie. Al wat jy kom, is jy kom en jy vra. Ek het wysheid nodig. En wat is God se reaksie? Hy gee aan almal wat vra. Eenvoudig. Sonder verwyte. Sonder om jou kwaadlik te neem en sê, "Oh, regtig, jy wil wysheid hê. Ek weet hom nie of jou wysheid gee nie." Ja, is vir almal. Eenvoudig, sonder verwyte. En dit sal aan hom gegee word. Hy sal sien wat se moed dit is, wat se dag van dit is, dit Dinsdag, is dit Donderdag. Dit sal. Dis 'n guarantee. Jy kom en jy vra en hy gee.
eenvoudig, sonder om te verwyd. Dit sal vir jou gee. Dis hoe gebed werk. Vroeger het ek vir jy gesê, die probleem is nie by God nie. Dis nie asof hy daar terughou en sê, nee, maar jy het nou nie hard genoeg gebid nie, jy het nie 3 ure gebid nie, jy het nie geïnterseer nie, jy het nie jou prayer group together gekry om saam te bid vir die ding nie, so, ek gaan maar bietjie terughou, totdat ek sien jy's ernstig, en totdat ek sien jy wil, dis nie God se karakter nie. God se karakter is om vry te gee, omdat hy sy seun vrygegee het. As ek dan nie kry dit wat ek nodig het nie, dan moet daar iets wees wat ek verkeerd doen. As ek nie resultate kry in my geestelike wandel nie, dan doen ek iets verkeerd. En die probleem is by my. En kom ek wys vir u wat sê die woord van die Here. Maar hy wat bid, moet in die geloof bid. Sonder om te twyfel. Daar is die sleutel van alle sleutels. As jy werklik waar 'n kragtige gebedslewe wil hê, en jy werklik waar in die beloftes van God wil loop, en jy werklik waar die wonderwerke van God wil sien, daar is jou sleutel. Bid met geloof sonder om te twyfel. Ek wonder as ek u vra, as ons 'n situasie het en ek roep jou, en ek sê vir jou, kom bid vir die situasie, sonder om te twyfel. Ek ken myself as 'n prediker, as 'n glo in die gawes van die Heilige Gees, en glo in die genesingskrag van God. Ek ken myself. Ek weet, wanneer ek vir sekere situasies bid, ek weet dat in myself kom daar iets op. Wat as iets nie gebeur nie? Wat as hulle nie gesond word nie? Wat as hulle nie, is ek besig om in geloof te bid, of is ek besig om te twyfel? Ek wonder of ek meer resultate sal hê as ek ten volle oortuig is dat dit is God se wil en hy wil hulle gesond hê en ek is ten volle oortuig en ek twyfel nie. Ek dink ek ken die antwoord sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens wat twyfel, moenie dink. Moenie jouself mislei nie, vriend. Jy moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dis 'n harde woord, is dit nie? As ek twyfel, kan ek nie iets van God ontvang nie. Sekerlik tog gaan hy genadiglik wees. Sekerlik tog gaan hy my hart sien. Sekerlik tog sal hy. Die skrif sê vir my, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Onbestendig in al sy weë. Dan glo ek nie. Dan is ek in die gees, dan is ek in die vlees. Dan werk my geloof, dan werk my geloof nie. Ek kan glo vir die. Ek hoor iemand onlangs sê, ek kan vir almal bid en ek kan glo, maar ek kan nie vir myself bid nie. Dis nie snaaks nie. Ek kan vir daai ou gaan bid en ek kan glo die Here sal, sodra ek vir myself moet bid, kan ek nie. Dan twyfel ek. Wat's die uitdaging? Wat's die uitnodiging vir my en vir jou vandag? Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Glo jy net jy kan antwoord in jou eie lewe. En as jy dood eerlik met jouself kan wees vandag, kan jy die verandering maak om vorentoe te gaan in die dinge van God. En kan die Heilige Gees ons help. Maar dit begin by my en jou. Om te sê, Here, ek twyfel. Daar's dinge wat ek twyfel. Hy ken my elk geval. Hy weet waar ek twyfel. Hoekom twyfel ek? Hoekom twyfel ek? Wat twyfel ek in? Kan hy dit doen? Is enigiemand oortuig dat God kan enigiets doen? Almal. Kan hy dit vir jou doen? Hoe kan ek en jy ons gedagtes kry en onsself kry in 'n plek waar ons soos Abraham, ons vader van geloof, kan staan en nie beweeg word deur die omstandigheid nie, of die situasies aan die buitekant nie, maar dat ons ten volle oortuig is dat hy wat beloof het, is regverdig en hy sal doen dit wat hy gesê het. Dit is die pad wat ek en jy moet loop en waartoe ons op pad is. Dat wanneer ons by mekaar kom as 'n groep mense, dan weet ons God is in staat. Dat maak nie saak wie daar inloop en wat die probleem is nie, ons God is in staat.
Maar wanneer iemand daar inloop en hulle het 'n probleem en ek begin, ek weet nou nie, lyk nie of as bid vir hulle word nie gesond nie. Dan moet sonde in hulle lewe wees. Dit moet die wees. Dan moet dit in hulle lewe wees. Dit moet die in hulle lewe wees. En ons het al die verskonings oor hoekom ons gebed nie werk nie. Die realiteit vir baie keer van daai gebede, nie altyd nie. Vir meeste van daai gebede is ons nie in geloof nie. Ons twyfel. Ons twyfel in hierdie God wat gesê het hy kan. Maar ons glo nie hy kan nie. Ons sê ons glo, maar in ons harte van harte twyfel ons nog steeds. Ons het begin vandag met die versie wat jou vra en my vra, ondersoek julle self of julle in geloof is. Kom ons staan. Vriend, die vraag by my en jou is, hoe groot is jou God? Is hy werklik in staat? Dink jy hy's genoeg vir jou lewe? Dink jy hy's genoeg om jou lewe in sy hand te hê en jou naam te graveer op sy handpalms en hy hou jou vas en hy het jou? Wat gaan dit vat om jou te kry om dit te glo en te glo dat hy net die beste vir jou het? Wat gaan dit my vat om dit te glo? Dat hierdie God wat die hemel en die aarde gemaak het en nou aan die binnekant van my bly, is in staat om te doen ver bo wat ek kan dink of wat ek kan vra, deur die krag wat in my werk. En daardie krag is geloof. Ek wat hom glo, ek wat sê, dit is wat hy gesê het, dit is wat sy woord sê, dit is wat ek gaan glo, dit is wat ek gaan sê, en dit is wat ek gaan doen. Ek gaan nie net rondloop en praat en sê, ja, die Here is so goed, die Here is so goed, en niks doen nie. Ek gaan my hand uitsteek en ek gaan sê, Here, daar waar ek ook al is, laat ek u hande wees, laat ek u voete wees, laat ek u woord wees, laat ek alles wees wat u is, in en deur my, want ek glo. Vriend, elke oog toe vanmiddag, kom ek vra jou, as Jesus by jou moet staan en sê, laat dit wees volgens jou geloof, wat sal jy antwoord? Miskien sal jy soos ek wees en sê, nee, nie volgens my geloof reg, nie op hierdie oomblik nie, nie volgens my geloof nie, Here, maar volgens die woord. Daar's 'n man in die Bybel wat loop en hy praat met Jesus en hy sê, Here, ek glo, help my ongeloof. Hoe kan jy glo en help my ongeloof? Want is daai twyfel waarmee ek en jy sukkel. Daar's daai twyfel wanneer ons glo en alles, en dan kom die omstandighede en die stemme van die wêreld en die stemme van die omstandigheid en kom praat met ons en kom sê vir ons, ek is groter as jou God. Ek is groter as jou God. En ek en jy vat dit net en sê, ja, wel, ek kan nou nie glo nie. Miskien is dit maar net die Here se wil dat ek nou maar net sukkel en swaar kry. Vanmiddag wil ek vir u sê, dis nie sy wil nie. Sy wil is, laat dit wees op hierdie aarde soos dit is in die hemel. Sy wil is, laat dit in jou lewe wees soos dit is in die hemel. Dit is sy wil. Kan hy iemand kry wat sal glo? Is daar iemand op die aarde, as ek soek en kyk, kan ek iemand kry wat glo? Mag 2025 'n jaar wees, Vader, waar ons glo. Waar ons oë weer opnuut vestig op wie u is, u karakter en dit wat u sê. En mag ons harte gevul word, elke jong persoon, elke ouer persoon vandag. Hierdie is 'n oomblik in tyd. Asseblief, vat dit ernstig. Vat die invitasie, take the invitation to be everything God wants you to be. Say to him, yes Lord, yes Lord. Sê ja vir Jesus vandag weer. Sê ja, Here. Ja, ek is in staat. Ja, u sal. Ja, u kan. Ja, u gaan. Want ek buig my knie aan toe die heerskappy van God. En ek bely vandag dat u is die enigste God. Daar's niemand soos u nie. En ek handig my lewe weer terug aan u. En ek sê net soos wat u wil, Here. U wil geskied. U die potter. Bakker, ek is die klei. Vorm my en maak my en laat u geloof deur my vloei. Dat hierdie jaar 2025 my beste jaar sal wees. Vader, nie my maklikste nie, maar my beste. My beste. Want wanneer die druk kom en wanneer die wêreld kom en wanneer die stemme kom, kan ek met hulle praat en kan ek hulle stil maak en kan ek vir hulle sê, weet jy hoe groot is my God? Sing net vir my die chorus.
Vriend, maak jou saak reg met Jesus vandag. Sing hierdie met oorgawe. Sing hierdie met oorgawe. Miskien moet jy jouself oortuig dat jou God groot is. Miskien is hierdie jou oomblik om jouself te oortuig van hoe groot jou God is. Hy wat in jou woon. Hy wat die wêreld gemaak het. Hy wat die vyand uitgeklee het. Hy wat oorwin het. Hy wat sit op die troon. Jy's gesete saam met hom in Christus. Jy's meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Jy's tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Oh! Ek hoop die God wat jy dien, het in hierdie wonderlike oomblik vir jou groter geword as wat hy ooit was in jou lewe. Ek hoop die God wat jy dien, het vir jou groter geword in hierdie oomblikke as wat hy ooit was in jou lewe. Ek hoop jy sien hom anders. Ek hoop jou geloof het gelig na nog 'n level toe. Waar jou verhouding versterk word in dit wie hy sê hy is. En jy kan glo, jy kan op hom vertrou met jou hele hart, met jou hele lewe. Want hy is getrou. Al is ons ontrou, hy bly getrou. Mag hierdie woord u lewe verryk. Mag hierdie oomblik u lewe verryk. Mag hierdie oomblik 'n draaipunt vir baie van u wees en te sê, ek het geloof. God het dit vir my gegee. Ek is welbehaaglik aan hom. Ek lewe volgens sy woord en wat sy woord van my sê. Dis wat ek glo. Dis wat ek bely. Dis wat ek sê en dit is wat ek doen. Mag die Here u seën. Mag die seën van die Here u ryk maak in elke area van u lewe. Soos u hierdie woord vat. En dit uitlewe in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen. Amen.